Hallo, ek is Greta en ek het 'n ding vandag op my hart oor mans wat partykeer emosioneel nie betrokke is by die gesin nie. Nou kyk, ek dink as ons in enige ander land was hierdie heeltemal 'n ander topik geweest, maar kyk, in die goeie Afrikaner tradisie is daar mos nou maar 'n ding soos die manne wat nie maklik huil nie, die manne wat nie praat oor hulle emosie nie. En ek weet mans wêreldwyd het al daai neiging, maar kyk hier in die suidpunt van Afrika, in kakie wêreld, is dinge mos nou maar net 'n klein bietjie meer intens in daai area. En baie huwelike bloei as gevolg van hierdie ding. Die feit van die saak is 'n pa wat emosioneel betrokke is by die kinders het 'n ongelooflike impak op die huwelik. Want vir baie vrouens is dit 'n emosionele behoefte. Sy het 'n behoefte dat pappa 'n verhouding moet hê met die kinders. Maar weet julle hoe baie mans daar buitekant is wat nie weet hoe om verhouding te hê nie. Dis nie dat hulle nie wil nie. En weet jy wat is die ironie van hierdie ding? Is dat die pa wat baie keer nie verhouding het met die kinders nie, sit eintlik as 'n verwonde man op daai bank, want hy self het nie verhouding gehad met sy eie pa nie. So sy grootste begeerte in sy hart is om verhouding te hê, maar hy het net nie 'n koek en klou waar om te begin nie. En hierdie ding trek baie keer 'n huwelik heeltemal skeef, want dit maak baie keer dat ons as vrouens 'n alliansie vorm met die kinders, want ons voel wanneer ons kinders verwond is, ons wil nou oorkompenseer. So ons moet nou opmaak vir die seer wat hier is in ons kinders se harte. Ons begin om ons mans te verwyd, ons begin op 'n ander manier met hulle te praat en later onttrek ons uit hierdie huweliksverhouding uit, sonder dat ons dit regtig waar besef. Partykeer onttrek ons nie. Partykeer is ons in die verhouding, maar daai verhouding word absoluut gekenmerk aan wrevel en resentment, en as die vrouens kinders van die Here is, dan sit hulle later die kroon op die man se kop, want jy weet, die Here sê die man is die koning van die huis, maar sy sit hom op so in goeie Afrikaans op so 'n gatvol manier daar neer. Sy wil nie regtig nie, maar Greta weet wat die Here sê ek moet. En dit beteken sy word 'n passiewe, aggressiewe vrou. En dit impakteer alles, want sy maak later nie haar hart oop teenoor haar man nie. Sy word later die vrou wat oorkompenseer met haar kinders. Sy word die vrou wat heeltyd voor die Here se voete lê vir haar man se emosionele deurbraak. Nou, die heel eerste ding wat jy vandag moet hoor, is as jou man emosioneel nie so connected is met die kinders of met jou soos wat jy graag wil wees nie of wil hê nie, is dit belangrik om jou man se moontlike verwonding en sy eie leegheid raak te sien. Sonder om hom, my favourite woord, te mother, moet jy hom raak sien vir wie hy is. Baie mans sukkel om daai tree te gee, want hulle voel hulle is nie goed genoeg nie. Hulle voel verwerp. En weet jy wat? Baie van hulle is bang vir die verwerping, omdat hy nooit die voorbeeld gehad het nie. Weet jy hoe belangrik is jou man, jou erkenning na jou man toe? Weet jy hoe belangrik is jou bevestiging na jou man toe? Ons doen simpel goed, man. Ons mans ruil ons kinders se doeke as hulle klein is. En dan word ons die vrouens wat sê, nee, nie so nie, wag laat ek eerder. En ons vat dit uit hulle hande uit. Ons word die klomp wat ons mans beskuldig. As Boetie huil of Sissie huil, dan is dit, ja maar liefie, kyk net hoe praat jy met die kind. Ons wil hulle beskuldig. Hoe meer jy jou man beskuldig en hoe minder erkenning jy vir hom gee, hoe meer gaan hy die aard van die saak onttrek. En ek weet, as jy dalk daai vrou is wat wrevel in jou hart het, en jy's 'n vrou wat regtig waar jou kant bring, dan hoor jy my nou. En jy voel, Greta, hoekom moet ek altyd al hierdie goeders doen? Hoekom moet ek na hom toe gaan en vir hom erkenning gee as hy regtig waar dit nie verdien nie? My sussie, dan wil ek vir jou sê, sonder dat jy jou man gaan erkenning gee en hom gaan innooi in hierdie verhouding in, hom laat voel hy het waarde in hierdie verhouding, gaan jy vir altyd hierdie passiewe aggressiewe vrou wees. Jy gaan nooit joy hê nie. So jy moet iewers besluit, hoe belangrik is dit? Is jy bereid om die knie te buig? Is jy bereid om daai tree te gee en jou man se verwonding of sy vrees of sy verwerping of sy onvermoë raak te sien? Ons vrouens is slim, man. Ons kan nie klomp wees wat vir ons manne sê, weet wat, liefie, die kinders het jou vandag gemis, of weet wat, as hy by die konsert was of hy was by die atletiek of hy het 'n kompliment gegee, sê vanaand vir jou man, joh, hoorie my engel, jy kan nie glo. Daai kind is in die 7de hemel oor wat jy vir haar gesê het. Ek weet nie wat het jy vir haar gesê nie, maar daai kind blom absoluut. As die kinders 'n goeie dag gehad het, daar's nie baie bekleierery en so meer, en dan sê jy, weet wat my engel, dis so amazing as jy hier is. Die hele huis is rustig, die hele huis is anders as jy hier is. Weet jy hoe nodig het ons jou? Weet jy hoe amazing is jou verhouding met die kinders? Weet jy hoe mal is die kinders oor jou? Weet jy hoe lekker is dit vir my as vrou? Dit klink so simpel goed. Julle hierdie goeie klink soos basic goed. Dit klink nie eers soos rocket science nie. Maar alle verhoudinge se gesondheid en genesing is altyd in die basic stuff.
gaan gee vir jou man 'n erkenning. Nooi hom daarin. Miskien kort voor lank, terwyl jy hom so innooi. Word hy die man wat van die bank af opstaan en begin om emosioneel betrokke te wees by die kinders. En die beste deel van alles is, nie net jou kinders gaan blom nie, hy gaan ook blom. En jou huwelik gaan die een wees wat absolute vrug dra, ook eendag vir jou kleinkinders.